Ons is so bly jy kuier hierdie week saam met ons hier by Inspireer, waar ons praat oor wie is ek. En vandag, as jy 'n volgeling is van Jesus, wil ek jou herinner, jy het gesag. Nie in jou eie vermoë nie, nie in jou eie krag of jou eie toedoen nie, maar Paulus kom in Romeine 8 vers 11 en hy sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne ons. Daai gees van God, wat teenwoordig was, wat aan die werk was, daai Sondagmôre, die eerste dag van die week, toe Jesus triomfantlik uit die graf uit opgestaan het, leef binne sy seuns, leef binne sy dogters, en kan ek en jy in daai gesag lewe doen. Daarom skryf Paulus ook, ek is tot alles in staat, deur Christus Jesus wat my krag gee. Ek is van mening, as die kerk dit begin besef, dan gaan ons amok maak. Aan die een kant beleef ek dat die kerk in 2025 'n sluimerende reus is, wat nodig het om te ontwaak, nodig het om op te staan, nodig het om iets te ervaar waarvan Esegiel skryf, Esegiel 37, die eerste vers in die message, and God grabbed me. Ek en jy het 'n stuk geestelike gesag binne ons. God se gees, die derde persoon van die Godheid, leef binne ons. Daarom, oral waar ek en jy lewe doen, waar ons voetsool sit, bring ons God se teenwoordigheid, bring ons sy heerlikheid, is geen situasie te groot vir my en vir jou om te hanteer nie, want sy gees binne ons stel ons in staat om in elke situasie meer as oorwinnaars te wees. Mag ek en jy lewe vanuit daai gesag, nie net met woorde nie, maar in hoe ons lewe doen en waar ons ook al onsself bevind, tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Cheers.